Goeiemôre. 2 Maart, 7:30 in die oggend hier in Amerika, Central Time. En ek is Morne Botha, die Amerikaanse korrespondent vir Koepel TV en 'n update op die oorlog in Iran. So vandag het Amerika se eerste vliegtuie verloor in hierdie konflik en dit gaan heel moontlik nie die laastes wees nie. Dis maar deel van oorlog. Ongelukkig hierdie wat vandag verloor was, is deur eie vuur, deur Kuwait afgeskiet. Friendly fire. Nou, so tipe ding gaan beslis gebeur in 'n oorlog teen hierdie skaal. Met soveel lande betrokke. Want nou is amper al die Midde-Ooste se lande raak nou betrokke by die verdediging van hulle eie plek. En van waaruit Amerikaanse weermag vliegtuie opereer. So daar allerlei lande, allerlei Midde-Ooste se lande wat allies met Amerika is, wat om Iran sit. Daar's militêre basisse wat Amerika gebruik reg rondom daai. En nou die laaste paar dae het ons gesien hoe Iran net missiele en drones in stede inskiet. En dan het die host lande soos Kuwait en Dubai, die United Arab Emirates, die lande het almal nou betrokke geraak, Oman, ook oor om hulle eie lugruim te verdedig en so hulle eie wapenstelsels nou aan die gang om te help verdedig. En so met so groot koalisie en so groot getal wapens in dieselfde omgewing, gaan dit gebeur dat jy gaan friendly fire kry. En dis nou nie 'n ding wat baie sal gebeur nie, maar dit is die moontlikheid sal altyd daar bly. So ongelukkig het hy nou 3 vliegtuie al vandag verloor, die Amerikaanse vliegtuie weens Kuwait se vuur. Al die vlieëniers is veilig terug by hulle basis. Hulle is in klinieke opgeneem om te check en dan weer ontslaan om by hulle basisse te rapporteer. Intussen sien ons, het Iran sy regering nou homself distansieer van dele van sy eie weermag. So hulle het nie meer eens beheer oor hulle eie weermag of dele van hulle eie weermag nie. Iran se regering claim nou dat die missiele wat op stede geskiet is, soos in Dubai en Oman en in Kuwait en daai plekke, is soldate wat nie meer onder die beheer van die Iraanse weermag, wat uit hulle eie uit optree. So dis nou tipies hoe die Iran se Ayatollah regime werk. Hulle voer terrorisme uit oor die wêreld en as hulle onder druk geplaas word, en dan probeer hulle iemand anders te blameer daarvoor. Nou blameer hulle sommer hulle eie weermag, wat hulle kamsdag nie heeltemal beheer oor het nie. Nou as dit waar is, dat die Iranse regime nie heeltemal beheer oor sy eie weermag het nie, dan voorspel dit redelike dinge. Want daai ouens kan maak net wat hulle wil, en skiet net waar hulle wil. En die Iranse regime kan hulle self probeer onskuldig hou. So, intussen gaan die airstrikes voort in Iran in, van Israel en van Amerika af. Brittanje het homself nou betrokke gemaak deur basisse toegang te gee vir die Amerikaanse weermag om te gebruik en ook vliegtuie te lanseer om verdediging van sy eie magte in die omgewing. So hierdie ding gaan definitief nog aangaan vir 'n rukkie. Dit gaan nie 'n protracted oorlog wees nie. Dit gaan nie so lank hou nie, maar dit gaan nog vir 'n hele paar dae, miskien 'n paar weke aanhou. President Trump sê hy vermoed so 4 weke, maar ek dink dit gaan minder as 4 weke wees. Dan is die ding verby. En dan ook die geval van die Iranese se aanvalle op die oomblik op die Israel en op Amerikaanse basisse en op die populasie van die omliggende lande. Ons kan sien dat daai aanvalle minder en minder raak, soos wat Amerika en Israel besig is om groot dele van Iran se missielstelsels, lanseerstelsels uithaal. So word die aanvalle, die teenaanvalle al hoe minder en minder. En baie duidelik nog steeds kan 'n mens sien dat Iran nou absoluut geen meer verweer teen Amerikaanse en Israeliese lugaanvalle het nie. Hulle vlieg nou heeltemal waar hulle wil. So dis die berig vir vandag. Sodra ek verdere inligting kry spesifiek met daai 3 vliegtuie wat afgeskiet is, dan sal ek vir julle meer inligting daaroor gee. En dan sien ons miskien later in die dag. Geniet die dag verder. Ek is Morne Botha, die Amerikaanse korrespondent vir Koepel TV. Vanoggend regstreeks hier uit Nashville uit. Baie dankie.